Goeiemôre en regtig lekker welkom hier in die tweede Sondag van Maart. En dis goed om so lekker by mekaar te wees. Spesiaal hallo aan almal wat op YouTube kyk en ver dalk weg is of oor see is. Hoop julle geniet dit en stap saam. Nou, ons kyk na die karakter van God. En dis 'n gevaarlike preekreeks want jy moet dit hanteer met die respek wat dit toekom. Ons kyk na God. So ek bestudeer nie Dawid of 'n karaktereienskap van Petrus nie. Ons kyk na God self. En jy moet dit met versigtiging doen, ek verstaan. En ek gaan baie fouteer, onthou ek is net 'n mens wat hier voor praat. Ek gaan baie dinge halfpad sê. En as die Heilige Gees die naprediker is en jy doen jou huiswerk, sal jy verder met hierdie ding gaan stoei, soos Jakob met God gestoei het, sodat jy kan bly leef met die volle waarheid. Moenie hierdie sien as die som totaal van hierdie idee nie, jy moet daarmee gaan stoei en laat die Here korrigeer wat ek dalk foutief sê, alhoewel ek vertrou hom dat hy my sal lei en in heiligheid die woord in julle harte sal sit wat julle moet hoor. Maar ons kyk na die karakter van God en ons het laasweek gaan kyk na barmhartigheid, wat letterlik die woord baarmoeder beteken. Dit was my hoendervleis toe ek dit sien. Baarmoeder, waar lewe vandaan kom, hierdie diep binnekant, dis hoekom ons Afrikaans sê, hy het hom innig jammer gekry. Dis 'n innerlike beweging, dis nie 'n uiterlike, dis iets wat van die binnekant af kom. Dis so mooi en daarom die woord hart, barmhartig. Maar ons gebruik nie amper enige van hierdie woorde in die karakter van God meer in ons Afrikaanse taal nie. Engels gebruik nog die woord compassion en gracious baie. Afrikaans in 'n jonger generasie gebruik ons nie die woorde nie en dis hartseer. Ek wil 'n stelling maak in Afrikaans. Dis hartseer. Jong mense, ek wil 'n stelling maak. As God iets na hom toe eien, moet ons dit 'n bietjie meer probeer gebruik sodat dit meer deel word van ons lewe. En ons gebruik nie hierdie woorde nie en dis hartseer. OK, maar so barmhartigheid was laasweek. Dis mooi hoe hierdie twee woorde in die Hebreëus rym en jy vind hulle baie saam. Dis baie mooi. Dit maak nie saak vir julle nie en dit maak nie saak nie, ons is nie Jode nie, maar Rachum en Ganum. Rachum en Ganum, hulle rym somme, so as jy dit wil sing, dan sing dit saam, dit rym saam, dit vloei op die lippe, is nie soos barmhartigheid en genadig, probeer Engelse mense kry om dit te sê, so maar dit vloei in Hebreëus, Rachum en Ganum, is so mooi, ok, so dit vloei gewoonlik saam, jy vind dit baie saam, dit rym saam, maar ons gebruik die woord genadig 'n klein bietjie meer, veral in kerkkringe gebruik ons daai woord baie meer, en dit kan soms die probleem wees. Veral die woord genade gebruik ons baie. En dit kan ook deel van die probleem wees. Een woord gebruik ons nooit, dis 'n probleem. Ek dink een woord oorgebruik ons en ons verstaan nie regtig wat ons bedoel as ons dit sê nie. My poging vanoggend is om te kyk na genade, maar julle moet my hiermee help. Jy mag nie kyk na die woord genade soos 'n Nuwe Testament Christen nie. Jy mag nie alles wat jy weet van die woord nou voor jou hou en soos maak net skoon, kyk net vars na dit. Ons gaan van die begin en kyk nou na die Ou Testament. Kyk na hierdie woord en weer sê, as ek sê genade, wat bedoel ek? As ek sê God is genadig, hoe lyk? Kleer dit in. Skep, as ek vir moet sê, teken 'n prentjie wat genadig verduidelik. Hoe sal jou prentjie lyk? Dit is 'n interessante vraag. Kan jy dit skets? Kan jy genadig skets? En dis wat ek wil probeer regkry om beeldspraak te gebruik, dat jy die woord genade kan sien as jy dit sê. OK, so. Ons is natuurlik in Eksodus 34 en om die konteks weer eens te gee, Moses kom op die berg, God gee vir hom 2 kliptablette met die 10 gebooie op. Hy raak kwaad vir mense sondig en in sy woede breek hy die kleitablette. En God sien dat ons as mens nie sy karakter dra nie, ons is nie soos hy nie. En hy roep Moses terug na die berg toe, en hy sê, Moses, julle is 'n hardkoppige volk, julle is nie soos ek nie. Ek gaan nie meer saam met julle beweeg nie, ek sal 'n engel stuur, en wolke stuur, en vuur stuur, maar ek gaan nie saam met julle kom nie. As ek saam met julle moet wees, sal julle sterf, want julle is glad nie soos ek nie. En Moses sê, nee, asseblief Here, u moet, as u nie gaan ons nie, tantrum, ek gaan net hier bly tot jy my 'n sweetie gee. En Moses gooi 'n groot geestelike heilige tantrum,
weet nie wat Afrikaans is vir dit nie, die Afrikaanse woord is heeltemal te lelik om pikansel te gebruik. En gooi 'n tantrum en God as deel van sy genade, gaan julle hopelik later agterkom, word beweeg deur iets, en as gevolg van wat sy hart beweeg, bewys hy genade, en hy sê, okay, ek sal saam met julle gaan. Maar julle moet 'n paar dinge verstaan rondom my, en wie ek is. En so, in Exodus 33, aan die einde van Exodus 33, voor ons by ons vers in 34 kom, vind jy hierdie mooi woorde, Moses wat hy sê, Here, ek wil U ken. Hoor wat sê hy? Waaroor dit vra Moses, kan ek nie maar U heerlikheid sien nie? Ek wil U sien. Ek het nou kwaad geraak en het gesê, dis nie reg nie, en ek het bietjie te vinnig kwaad. Ek wil weet hoe lyk jy? Ek wil weet wie jy is. Ek wil jou sien met my oë, sodat ek kan sien wat mooi is, sodat ek my kan beweeg. Dis 'n tema wat hierdie hele preek gaan. Ek wil sien wat mooi is, want as ek sien wat mooi is, beweeg dit my. Wys my jou mooiheid. Wys my jou pragtigheid. Wys my jou aanneemlikheid. Die Here sê toe vir hom, ek sal jou iets van my goedheid laat sien. Nou daai woord goedheid is baie naby aan genade. Die onverdiende goedheid of guns van die Here. Ek gaan jou iets van my goedheid wys, mooiheid wys, iets van die goed in my wys. Ek sal jou my stem laat hoor wanneer ek my naam Jahwe uitroep, die Here uitroep. Ek gee genade aan die wat ek wil. Ek gee ontferming, wat weer nader aan barmhartigheid staan, maar ek gee ontferming aan die wat ek wil. Nou daai laaste sinnetjie, ek gee genade aan die wat ek wil, moet julle agter ergens los. Dis 'n belangrike sinnetjie. Hy gee genade wanneer hy voel hy wil. Baie interessant. En so, ons gaan aan, julle kan lees, dis baie asemrowende leeswerk, is baie interessant om dit te lees soos 'n movie, en God maak hom toe met sy hand, te beweeg verby hom, en jy kan hom nie van vooraf sien nie, jy moet hy van agteraf sien. Baie mense beweer, sonder bewyse, maar beweer, dis waar Moses sy hele Genesis gekry het, want hy het God van agteraf gesien, en kon toe die skeppingsstorie skryf, want hy het God beleef van agteraf, die geskiedenis, daar's nêrens in die Bybel wat dit sê nie, maar dit klink so poëties mooi, waar Moses sy briewe van Genesis vandaan sou gekry het. Maar okay, God beweeg verby, en in Exodus 34, soos God verby hom beweeg, gaan God nou in Exodus 34 vir hom vertel wie hy is. En so terwyl God by Moses verby beweeg, roep hy uit, soos hy gesê het, jy gaan hoor, ek gaan my naam roep, en dan moet jy mooi luister. En hy roep uit, ek is die Here, ek is die Here, ek is barmhartig en genadig. Dis die eerste twee, baie groot. Hy gaan aan, hy sê, ek het geduld met mense. Dis nie so mal oor hy vertaling nie, dit is ek is stadig om kwaad te word. Die woord kwaad, dink ek moet daar inkom, want dis die konteks van die hele storie. Ek is stadig om kwaad te word. Hy word kwaad, maar hy is stadig om kwaad te word. Ek is loyaal en getrou en bly vol liefde oor al die duisende generasies. Dit beteken net ewig. 1000 beteken ewig. Ek vergeef alles, hulle ongeregtigheid, hulle oortredings, hulle sonde. Ek vergeef alles wat hulle verkeerd gedoen het. En dan sê hy, ek laat sonde egter nie sommer verbygaan nie. Ek straf selfs die kinders tot in die 3de, 4de geslag daarna vir die sonde wat hulle voorouers gedoen het. Ek weet dat meeste mense wil net fokus op hy laaste gedeelte en ons baie preke oor dit. Moenie te veel fokus op dit nou nie. Kom ons fokus op wat God sê oor sy karakter. Ek is geduldig. Ek is barmhartig en ek is genadig. Nou, as jy nou dink aan die woord barmhartig, niemand gebruik dit nie, maar as jy nou dink aan die woord genadig, wat hoor jy? Wat beteken genadig? Want hy dink vars, dink van vooraf, maar nie al jou ou definisies uithaal nie, dink van vooraf. Wat beteken dit as jy sê, nou weet hoekom ek sukkel ook, ek self sukkel, onthou ek weet ek is 'n klein bietjie Engels in my kop, my pa's Engels, en so ek dink baie keer Engelse woorde, so vir my is dit makliker in Engels, as jy by iemand kuier en jy sê, oh, you are such a gracious host.
Jy was so, ek weet nie wat is die woord in Afrikaans nie, ek weet nie om dit te sê in Afrikaans nie, so ek sukkel hier bietjie voor met taal. Jy was so 'n grasieuse, wat 'n host, gas. Sê, dit klink nie vir my reg nie. Ek meen, dit klink soos 'n pa, wat, in geval, maak nie saak nie. Okay, jy was 'n grasieuse gas. You were a gracious, sorry, jammer, julle vergewe my. Okay, kom ons kom terug by die woord van God. You're a gracious host. God is gracious. Wat beteken dit? Jy's vriendelik, jy's aangenaam, jy's plesierig, jy het vinnig my vergewe, jy was grasieus genoeg om na my te luister, terwyl ek aanhou praat en my storie vertel, het jy daar gesit en ja, dis mooi, en jy het so mooi na my storie geluister, baie dankie, dit was so gracious van jou om na my te luister. Ons het soveel wêreldse maniere om hierdie woord in te trek, en dis alles reg, dis wat daai woord beteken. Maar ek wil hê julle moet 'n bietjie stop en mooi hoor na wat ek wil sê oor hierdie woord. 'n Danser wat dans is grasieus, soos hy dans asof sy sweef in die wolke, en dis 'n mooi ding om te sien. Genade is iets wat mooi is om te beleef, dis mooi om te sien dat iemand grasieus, met taal, met sport, met kuns, met hoe hulle probleme hanteer, hoe hulle woede hanteer. As jy grasieus in jou woede is, dan is dit mooi vir die een wat dit ervaar. Nou, ek wil hê julle moet fokus op Efesiërs 2 vers 8, net vinnig, want dis belangrik om iets te verstaan soos ek verder gaan deur die Ou Testament hiermee. Efesiërs 2 vers 8 sê, julle is inderdaad uit genade gered. Jy sien, ons sien baie keer genade as die teenoorgestelde van werke. En ek verstaan hoekom. Moenie asseblief vir my kwaad raak of alles wat ek sê afskryf, moenie dat ek te veel klink asof ek sê dis nie waar nie, maar 'n gedeelte van my probeer vir jou sê dis nie heeltemal waar nie. Genade is nie die teenoorgestelde van werke nie. Ons is nie gered deur werke nie, ons is gered deur genade. Dis die twee is nie opposisie van mekaar nie. Ek probeer julle net ietsie probeer raak laat sien. Julle is inderdaad uit genade gered. Nie uit werke nie, uit genade gered. Niemand stryd daarmee nie, dis die Bybel. Ons is uit genade gered. Deur geloof. Ons is nie uit werke gered nie, ons is uit genade gered deur geloof. En hy gaan verder gaan, dan gaan hy net die volgende sinnetjie sê, hierdie redding wat genade vir jou bewerk het, kom nie uit jou uit nie. Dis nie jou genade nie. Jy het nie iets beleef wat jy gedoen het wat mooi was en nou reageer God. Jy het iets beleef wat iemand anders gedoen het. Daai genade kom van ergens anders af en dis belangrik. Maar jy het dit geglo. En dan sê hy, hierdie redding kom nie uit jou nie. Dit kom van God af. Dis 'n gawe van God. Hierdie genade is van sy kant af en jy het daarop gereageer. Nou, hoekom maak ek julle dit mekaar? Waarheen is ek op pad? Evelyn, wat wil jy sê? Nou, miskien om konteks te skets om te verstaan waar my teologiese kop is. In Hebreërs 11 vers 8 is hier iets wat hulle in hulle kultuur miskien verstaan het, wat ons miskien sukkel soms om te verstaan, veral in die moderne Amerikaanse tipe kerke. Hebreërs 11 vers 8 sê, as jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. As jy nie glo nie, is dit onmoontlik om God tevrede te stel. Wil jy God tevrede stel? Hoekom wil jy God tevrede stel? Wat doen 'n God wat tevrede is met jou? Hoe reageer 'n God wat na jou kyk en hy's tevrede met wat hy sien? En ons dink ons moet werke doen en heiliger wees en as ek meer dinge doen, sal God tevrede wees met my, maar dit sê, hy wat glo, stel God tevrede. Soos Abraham. Abraham het net geglo en God het gesê, regverdige vriend. God was tevrede met Abraham, omdat Abraham geglo het, maar die ding is, God wil tevrede gestel word. As God nie tevrede gestel word nie, waar kom genade vandaan? Genade is nie in 'n vakuum nie. Genade is nie iets wat net val uit die hemel en ons weet nie waar dit vandaan kom nie. Genade
is iets wat jy moet begryp, sodat jy verstaan wat dit aktiveer. Ons is gered deur genade. Ons is inderdaad uit genade gered, deur geloof. Nou, hier's waarheen ek gaan. So as dit jou nou baie de mekaar gemaak het, hou vas, ek sal dit vinnig probeer inkleer uit die Ou Testament uit. Hier kom dit. Okay? Wanneer die Ou Testament die woord genade gebruik, het dit 'n sekere konteks wat 'n prentjie, dat die Ou Testament skep prentjies. Dit skep 'n prentjie vir jou sodat ons genade kan verstaan wanneer ons na die Nuwe Testament toe draai en is minder prentjie en is meer opdrag. En so die Ou Testament is nie apart van die Nuwe Testament nie, dit gee vir ons konteks om goed te verstaan. Psalm 45 vers 3 sê hierdie woorde. Dis 'n ou wat 'n liedjie skryf vir die koning. Dis 'n digter, Kores, en hy sit in die teenwoordigheid van die koning en hy gaan vir hom gedigte oplees met musiek in die agtergrond en dis 'n statige affære en die koning word verheerlik. Die koning word verheerlik met hierdie digters en sangers. En hy sing nou vir hierdie koning wat verheerlik moet word en hy sê: "U is veel skoner as enige mensekind. Genade is uitgestort op u lippe. Daarom het God u geseën vir ewig." Hoekom het God hom geseën? Want die koning lyk en klink mooi. Die koning lyk mooi en klink mooi en daarom is God en mense so lief vir hom. Want alles omtrent hom is mooi om na te kyk. Jou woorde is genadig. Genade is uitgestort op jou lippe. Wat beteken dit? As die koning praat, wil almal luister. As die koning iets te sê het, dan sê hy so, ek stel nie meer belang in jou nie, vrou, luister die koning praat. En ewe skielik wil almal na die koning luister. Hoekom? Want sy woorde is mooi. Sy woorde lok binne in jou 'n reaksie. Dis mooi. Genade het die inkleur van mooi woorde. As ons genade hoor, dink ons altyd aan vergewe sondes, genade vergewe. Nee, genade beteken net dis mooi woorde, dis pragtige woorde. Hoor, die Lukas 4 vers 22 is 'n direkte terugverwysing na hierdie Psalm en dit gaan oor Jesus. Lukas 4 vers 22 staan Jesus in die tempel en almal wat daar was, het goed van Jesus gepraat en was verwonderd oor die aangename woorde. Dis die woord gracious in Engels. Genadige woorde. En ons moet dit nie mis omdat die woord aangenaam in ons Bybel staan nie. Dis genadige woorde. En omdat sy woorde aangenaam was, wat uit sy mond uitgekom het, het mense dit geniet. Dis 'n direkte terugverwysing na die koning wat in Psalms besing was. Jesus was daai koning. Die woord in die Grieks is charis, wat beteken gracious, en dis die woord wat daar gebruik word, maar dis dieselfde woord. Spreuke 3 vers 22 kleer dit vir ons so mooi in, wanneer hy skryf vir sy tieners, en hy sê, seun, luister vir jou ouers, dit gaan so belangrik wees, as jy begin luister vir jou ouers, hier's wat gaan gebeur, dit sal so mooi wees, as jy luister vir jou ouers. Ek lees eers die Engels vir julle. So they will be life to your soul, and grace to your neck. Genade word beskryf as 'n beeltjie, nie 'n teologiese stelling nie, 'n sigbare stelling. As jy gehoorsaam is aan jou ouers en hoor wat hulle vir jou sê, gaan dit soos genade om jou nek hang. Dit beteken nie vergifnis vir jou sonde om jou nek nie. Dis nie wat daai woord daar beteken. In die Nuwe Lewende Vertaling wat ek gewoonlik van lees, sê dit sal jou lewe verryk en eer en agting vir jou bring. So hulle vertaal genade of grace as eer en agting. Ja, as jy gracious is, gaan mense reageer met eer en agting vir jou. Dit wat as genade om jou nek hang, reageer mense daarop. Genade lok 'n reaksie. Okay, net vinnig aan, die ou vertaling sê, dan sal dit die lewe wees vir jou siel, en 'n versiersel vir jou hals. Dis 'n meer direkte vertaling, né? Grace around your neck, 'n versiersel vir jou hals. Genade is 'n versiersel. Dis iets wat jy dra wat mooi is en mense sien
Dis mooi. Dis hoe die Bybel probeer om genade vir ons in te kleer. Hoor wat sê Spreuke 4 vers 9. She will place on your head an ornament of grace. Okay? Die Nuwe Lewende Vertaling sê, dit sal jou kroon met voorspoed. 'n Beter woord is seker seëninge. 'n Kroon van genade is 'n seën, want die mense om jou word geseën. Die ou vertaling sê, dit sal 'n lieflike krans gee vir jou hoof. Genade is lieflik. Okay, pastoor, maar wat beteken dit alles? Where are you going? Wanneer jy dink aan genade, wil ek hê jy moet ietsie probeer net verstaan van wat die woord vir jou probeer losmaak wanneer jy sê, God is genadig. Wat hoor jy en wat sien jy as God sê, ek is genadig? Genade is 'n geskenk wat aan jou gegee is, om te sien en te beleef wat mooi is. Genade is aan jou gegee, sodat jy kan sien en beleef wat mooi is, want jy weet nie wat mooi is nie. En so dis geskenk aan jou, sodat jy deur genade kan sien wat regtig mooi, aanneemlik, versiersel, aangenaam, voorspoedig, lieflik, eerbaar is. Dit skep 'n begeerte as jy dit sien, om ook iets terug te gee. En ek gaan dit nou vir julle wys. Elke keer wat jy iets mooi sien, wil jy terugreageer daarop. En jy wil ietsie, jy sien iemand stap verby en hulle is grasieus en hulle is soos, goeiemôre, lekker dag vir jou. Jy's 'n baie bar mens as dit jou reaksie is. Meeste mense as iemand verby jou stap, 'n vreemdeling, hy sê, goeiedag, lekker dag vir jou. Dan glimlag jy ten minste so bietjie. Jy sê, dankie. Nee? As jy ietsie moois beleef, dan skep dit 'n reaksie in jou. 'n Glimlag, 'n handskud, applous. As jy iets moois sien, wil jy reageer, want jy beleef iets moois wat sopas in jou lewe gebeur het. En as daardie reaksie nie daar is nie, en jy kan nie meer sien wat mooi is nie. So kom genade so 'n belangrike woord is. As jy nie met die mooi van God kan sien nie, kan jy nie 'n reaksie hê nie. En so jy sien iets moois, dag meneer, hoe gaan dit met jou? Lekker dag. Ag, baie dankie. Mag jy ook 'n lekker dag hê, God seën jou. Jy doen iets moois en ek sien dit. Ek reageer met iets moois. En jy reageer met iets moois. En ek reageer met iets moois. En jy reageer met iets moois. En die wêreld is gevul met genade. Want net omdat daai ou my gegroet het toe ek kwaad was, is ek 'n bietjie vriendeliker en nou stap ek in die werk in en ek sê as daai ou my gegroet het, beter ek die sekretaresse groet. En ek sou net in die kerk en in die werk in gestap het kwaad, maar nou stap ek in en ek groet. Hoekom? Want 'n vreemdeling het my gegroet en so nou groet ek iemand anders. Genade skep 'n reaksie wat die wêreld verander. As jy dit raak sien en bereid is om iets daarmee te doen. Hoe jy iets sien, maak iets meer waardevol of meer genadevol. Nie almal sien 'n danser as grasieus nie. 'n Danser sal op 'n verhoog dans, my vrou wat nou so 'n bietjie meer kunstig is, 'n danser, my kinders wat dans doen, iemand sal op 'n verhoog dans en sy's grasieus, 'n ballerina en sy sweef in die lug. En een ou kyk daarna en hy maak sy selfoon oop en hy kyk wat sy boodskap hy op WhatsApp het. En langs hom sit 'n vrou en die trane loop van haar wange af. Sy huil haar oë uit want dit is so mooi. Sy weet hoeveel moeite en pyn en seer en verbande en pleisters en oefening het ingegaan en sy kry dit so mooi reg dat dit roer hierdie ander persoon tot trane want dit is so perfek mooi. Dit beweeg 'n emosie en die ander een sit op sy selfoon en speel. Genade in homself dra nie die krag nie. Genade is mooiheid. Genade is pragtig. Genade is wat God ons gee om iets raak te sien wat ons tot 'n beweging forceer. En as jy dit nie sien nie, as hy woord nie vir jou iets beteken in die mooiheid van dit nie, hoe kan genade jou beweeg en hoe kan jy gered word as ons alleenlik deur genade gered is?
Die woord wat die Bybel oor en oor en oor gebruik is, vind guns in sy oë. Julle gaan dit oor en oor sien. Ek het guns gevind in die koning se oë. Ag Here, skryf Dawid, mag ek guns vind in u oë. Genade is die woord guns. Dis dieselfde woord. Mag ek genade vind in u oë. Hoekom? Hy sê, ek wil hê u moet my sien as mooi. Here, sien my as mooi. Want as ek vir u mooi is, gaan u iets doen. Want alleenlik gaan jy iets doen as jy iets moois sien. Ons is gered. Met genade. Nie van onsself nie. 'n geskenk. Maar deur geloof. Ons reaksie. Is genade dan net teenwoordig as iets lieflik is? Is daar net genade wanneer daar iets moois is? Pastoor, sê jy nou vir my dat as 'n sondaar daar buite is, hy nooit genade kan beleef nie? Dis die vraag. Kan daar genade wees as iets nie mooi is nie? As genade beteken mooi, lieflik, aanneemlik, pragtig, kan jy genade beleef as daar niks moois is om te beleef nie? Jy sien, genade, 'n genadevolle reaksie word outomaties binne in jou losgemaak as jy skoonheid sien, as jy iets goed sien, as jy iets mooi sien. Maar as iets nie mooi is of goed is of mooi lyk nie, skep dit nie outomaties 'n gevoel van waardering in jou hart nie. Dit is net logika, daar is net klein menslike logika, jy kan daarteen skop geestelik soveel soos jy wil, maar natuurlik gesproke, as jy nie iets mooi sien nie, skep dit nie 'n reaksie van mooiheid in jou nie. Miskien woede, maar ons praat nie nou oor woede nie. But if something's not pretty, you are not gracious. It's just a natural reaction. Voorbeeld wat ek vinnig aan gedink het. Jy gaan na 'n skoolkonsert toe deur laerskoolkinders. Kyk, jou kleintjies, graad 4, 5, 6, 7, wat ook al, laerskoolkinders. En hulle sit een of ander produksie op. Jy moes R150 'n kaartjie betaal, en die skool soek alweer meer geld. En so dit het geld gekos, dis 'n skoolaand, dis 'n weeksaand, jy's moeg, maar hier gat jy want Pietie se kind is in die skool en nou gaan ons steun jy maar Pietie se kind. En dan sit jy en kyk na hierdie klomp kindertjies en hulle hardloop op 'n verhoog rond en dis chaos. Jy kan nie hoor wat hulle sing nie, die een val om, die blommetjie lyk soos 'n vuur en alles is net verkeerd en lelik. En die hele produksie is klaar. En dit was nie entertaining nie, dit was nie aangenaam om te kyk nie, dit was nie mooi nie. Dit was ook nog kindertjies wat net die skool soek geld. As die produksie klaar is, klap jy hande. Daar was niks moois op die verhoog wat jou gesê, wow, I was entertained. Niks nie. Klap jy hande op die einde? Nou as enige van julle hier sê nee, kom sien my na die tyd, kom ons kom tot bekering. Natuurlik klap jy hande. Hoekom? Want dit was mooi? Nee! Jy klap hande want dis kinders. Dis kindertjies. Die kinders is mooi. Jy is genadevol met jou reaksie, want die kinders roer jou hart tot 'n applous. Jy staan op jou voete en jy klap hande en jy, wow, pragtig, kom ons doen dit weer. En jy sê asseblief moet dit nie weer doen nie. Maar dit was mooi, want jy word geroer deur die kinders se effort, moeite op die verhoog. Dit roer jou tot 'n applous. Hoe kyk jy bring genade? Sien jy die swak gehalte of sien jy die kinders? Kan jy genade sien as daar niks moois is nie? OK, jy gaan betaal R350 vir 'n produksie in Durban se Staatsteater, opgesit deur professionele akteurs. En jy betaal, jy reis toe, dis 'n hele aand affære, jou vrou forceer jou om mooi aan te trek en daar sit jy. En 'n klomp professionele mense sit 'n produksie op en dis glad nie goed nie. Daar is niks wat jy geniet nie. Nou gaan die gordyne toe, daar gaan die gordyne op, hier staan hulle en nou wil hulle buig. Klap jy hande? En my vraag, as jy vir volwasse professionele akteurs hande klap wat baie geld gevra het vir hulle produksie en nie die moeite ingesit het om dit mooi te maak nie, maar net 'n vinnige geldjie wou maak, my vraag aan jou is, hoekom klap jy hande? En as jy geen rede het nie, verstaan jy nog nie genade nie. As jy dit doen, want dis wat 'n mens doen,
is dit nie 'n genadige handeklap nie. Jy klap nie hande uit jou hart uit nie, jy klap nie hande uit genade uit nie, jy klap hande want die wet sê ek moet hande klap, dis wat jy doen na produksie. Dit niks met genade te doen. Jy klap nie hande uit jou hart uit nie. Hoekom klap jy hande? Een idee miskien is, jy waardeer die kuns van staatsverhoog. Jy waardeer dat mense nog die moeite doen. Jy wil hê hulle moet goed doen. En jy klap maar so 'n bietjie handjies, want jy is tog te bly, iemand gaan Durban toe en sit iets op die planke. En dan staan hulle voor en sê, ons soek donasies, as enigiemand ons finansiëel wil help, dat ons hier kan aanhou doen wat julle vanaand gesien het, asseblief, hier gaan die mandjie verby, geef ons geld. Hoeveel van julle gooi geld in, wanneer hierdie volwasse groot mense nie 'n produksie aan mekaar kon sit wat noemenswaardig is nie, en nou wil hulle nog jou geld ook hê. Gaan jy genade bewys en vir hulle geld gee? Meeste van julle behoort te sê nee. Nee, dis nie waardig my geld nie. Gaan doen beter en probeer weer en vra my dan weer. Dis 'n goeie antwoord. Nie almal wat vra vir geld moet geld kry nie. En van julle sal baie geld gee, want julle ondersteun die doel wat hulle probeer bereik. Julle moet hoor wat ek sê. Is daar genade sonder iets moois? Wat hang af hoe jy na iets kyk. Dit hang af hoe jy na iets kyk. Dit is baie belangrik om dit te verstaan. Wat is onverdiende goedheid? Wat is onverdiende guns? Dit wat ons, my nuwe lewende vertaling, is so mal daaroor om die woord genade uit te haal en dit in te sit. Onverdiende guns. Dis nie die woord nie. Die woord is genade. Dis kairos, dis charis, dis nie onverdiende goedheid nie. Ons het net besluit om dit in te sit. Maar wees versigtig. Wat beteken onverdiende goedheid? Jy klap nie sommer net hande vir iemand wat dit nie verdien, want dis wat ons doen nie. Dis nie genade nie. Genade is mooi en pragtig en lofwaardig, en daarom klap ek hande. So wat beteken onverdiende goedheid? In Genesis 50, in die heel laaste hoofstuk in Genesis, kom Josef, hy's verkoop deur sy broers wil hom doodmaak, hy sit in die put, julle ken die hele storie. En nie aan die einde kom Josef se broers voor hom en hoor hierdie storie van genade en probeer verstaan wat ek julle vandag wil laat dink oor. Okay? Josef praat met sy broers wat hom wou doodmaak en hy sê, julle het my wel kwaad aangedoen. Dis nie, jy gaan nie hande klap vir sulke mense wat jou wil doodmaak nie, daar's niks moois aan wat hulle gedoen het nie. Wat is mooi aan boeties wat jou verkoop as 'n slaaf en jou wil doodmaak? Niks nie, daar's niks moois om voor hande te klap of dankie te sê of, dit was nice. Daar's niks nie, daar's niks lofwaardig nie, daar's niks genadig nie. Daar is niks genadig in wat die broers gedoen het nie. So hoekom die storie van genade dan hierin, as dit void, leeg is van genade? Hoe sien ons genade in 'n storie sonder dat genade daar kan wees? Dis wat die Bybel jou wil wys. Julle het my wel kwaad aangedoen, maar God, as geen rede om vir jou hande te klap of geld te gee nie, maar God het die kwaad wat julle gedoen het, ek gaan bly sit, ek gaan nie eens opstaan vir hierdie vertoning nie, maar God het die kwaad wat julle gedoen het, omgekeer in iets wat goed is, gracious, die woord genade is, moet daar staan. God het wat julle gedoen het, wat niks genade het nie, verander in iets wat ek kon sien as genadig. Daar is geen rede om opgewonde te wees oor wat jy doen nie, maar God het iets kom doen met wat jy nie gedoen het nie. Hy het deur my gesorg, dat 'n groot volk oorleef. So moenie bang wees nie, want ek is veronderstel om niks genade vir jou te bewys nie. Ek is veronderstel om nie genade vir jou te bewys nie. Dis die logiese natuurlike reaksie. Maar moenie bang wees nie. Wees verseker. Ek sal self vir julle en julle gesinne sorg. Hier's geld vir jou swak produksie. Hier's 'n groot som geld vir jou swak produksie. Want my pa was 'n akteur op 'n verhoog. Ek vertel nou net 'n storie, opgemaakte storie, nee. Hy's laas jaar oorlede. En ek wil net vir julle sê, well done, probeer harder. Miskien as ek baie gee, sal julle my bietjie bel en laat ek bietjie betrokke raak en help. Okay. Wat ook al, hier's baie geld en dit roer my hart. Want my pa was lief
vir hierdie. Wat ook al, my pa het dit mooi gemaak. Hy sê, moenie bang wees nie, wees verseker. Ek sal self vir julle en julle gesinne sorg. Hy het hulle jammer gekry en gerus gestel. Die jammer is barmhartig, innig jammer gekry en geruststel is die woord genade. Hy het gesê, dis oké. Hierdie storie is mooi. Julle wil my doodmaak, dis 'n mooi storie. Tjoe, dis pragtig. Julle wil my doodmaak, dit is kom ek vertel julle hoe mooi is hierdie storie. Wat is onverdiende guns en goedheid? Esther, ek skryf die broers vind genade in die oë van Josef, want Josef vind genade in die oë van God. Jy kan nie genade kry sonder om daai te verstaan nie. Dis net, jy jok vir jouself, daar's nie genade nie, dis 'n valse genade. Esther, julle ken die storie van Esther, sy's mooi met die koning, sy's 'n nederige vrou, sy's nie soos die koning se eerste vrou wat so is nie, sy respekteer haar man, al is sy nie 'n goeie man nie, en sy's 'n goeie vrou. En so die koning hou van haar. Sy verdien die koning se genade. Koning Esther sê toe vir die koning, want die koning wil die Jode doodmaak. Die Jode het nie guns in die koning se oë nie. Die koning gee nie om oor die Jode nie. Koning Esther draai toe na die koning en hoor wat sê sy vir die koning. Dis 'n resep vir genade. Selfs in die Nuwe Testament, ons moet dit net reg verstaan. As u, majesteit, my genadig wil wees. Nie die Joodse volk nie. Ons weet hy hou nie van hulle nie. Hy wil hulle met almal doodgaan. Maar as u van my hou, as ek vir u mooi is, as ek vir u pragtig is, as ek vir jou 'n glimlag op jou gesig sit, as ek vir jou enigsins iets beteken wat jou hart roer, wat mooiheid in jou oë losmaak. As ek, so mooi, as u my genadig wil wees, en as u dink dit is reg, dat dit mooi genoeg is om op te tree, dan vra ek u asseblief om my en my volk se lewe te spaar. Onverdiende genade? Nee, daar's iets moois daar. Dis nie leeg van mooi wees nie. Esther is die mooi. En die mooi gee die koning 'n manier om genadig te wees. Sonder die mooi kan daar nie genade wees nie. Maar God skep die mooi sodat die koning genadig kan wees. Die koning geniet Esther en sy het genade in die koning se oë gevind. Die Jode vind nie genade in die koning se oë nie, maar Esther verdien die genade en sy gee die genade. Dis Jesus. Dis Esther, is Jesus, dis dieselfde storie. Sonder Jesus is daar niks moois nie. En sal jy nooit genade beleef nie, want jy verdien niks wat lofwaardig is nie. God kyk na die wêreld en hy's 'n genadige God. Hy wil sien wat mooi is. En hy beweeg gebaseer op wat mooi is. Jy kan nie eienaarskap neem en sê God moet niks nie, want God moet niks. Ek is genadig vir wie ek wil. En as ek nie iets moois sien nie, gaan nog nie iets goeds gebeur nie. Maar as ek iets moois sien, wow, julle, dan tree ek op. Dis wat hy sê, as ek iets moois sien, sal ek optree. Spreuke 14 sê, iemand wat 'n arme mens verdruk, beledig die een wat hom gemaak het. Hy wat hom oor 'n arme ontferm, dis die woord genadig is, hy wat genadig is vir 'n arme mens, eer God. Sien, God dink dit is mooi as jy vir 'n arme mens iets doen. Maar arme mense is nie mooi nie. Pas op vir YouTube, daai ene. Wat ek bedoel is, armoede lok nie 'n mooi gevoel in jou nie, so haai, kyk hoe pragtig onder die brug, kyk hoe mooi vuil is sy gesig. Armoede lok nie 'n mooi gevoel in jou hart nie. Daar's niks lofwaardig aan arm wees nie. Daar's geen rede om genadig te wees binne in die konteks van genade vir 'n arme mens nie. Ons misverstaan genade. Ons is genadig aan arme mense. Nee! Dis hoekom niemand omgee oor arme mense nie, want daar's nie 'n rede om te gee nie, want dis nie mooi nie. Ons wil dit ignoreer. En so hoekom moet ons mooi wees met arme mense? Want God is mooi. Want jy eer God. Hy
face skyn oor jou en 'n glimlag oor jou en laat dit reën op jou plaas en gee vir jou 'n bietjie oorvloed. En jy sê, wow, ek sien mooi in jou oë. En soos Ester, wat in die koning se oë mooi is, maar haar genade wat sy by die koning kry vir die Jode gee, vat jy nou die mooi wat jy by God kry en jy gee dit vir 'n arm mens. Genade, onverdiende guns en goedheid, kan net kom as iemand iets moois doen of beleef. Jesus skep vir ons genade. Genade word maklik gegee vir wat reeds mooi is. Maklik. Almal klap hande vir iets wat mooi is. Dis 'n maklike reaksie. Druk 'n 3 en ons almal klim op ons voete. Dis baie maklik. Genade is maklik vir wat mooi is. Maar genade is die duidelikste en die mooiste wanneer jy dit gee vir iets wat nie mooi is nie. Wanneer jy iets moois doen en jy kry 'n reaksie op wat jy gedoen het en jy vat daai reaksie en jy gee dit vir iemand anders. Dis wanneer genade regtig mooi lyk. Dag meneer, hoe gaan dit? Baie goed, dankie. En met jou? Nee, lekker met my. Wat maak jy? Nee, wanneer genade net tussen mekaar hop soos tennis. Dis mooi. Dis mooi. Dis mooi maniere. Jy's genadig teenoor my, ek's genadig teenoor jou. Jy's genadig teenoor my, ek's genadig teenoor jou. Dis mooi. Dis kultuur. Maar wanneer jy daai interaksie vat en jy gee dit vir iemand anders, begin jy die Nuwe Testament verstaan. En so, om half af te gaan. Genesis, die eerste keer in die Bybel wat jy die woord genade raak lees, is in Genesis. Genesis 6, die slegste hoofstuk in die Bybel. Die mooiste keer dat jy genade raak lees, is in die slegste storie in die Bybel. Maak dit sin maak. Eerste keer wat jy genade raak lees, is wanneer jy genade die minste sal raak sien, as jy nie weet waarna jy kyk nie. God gaan dag 6 verwoes. Hy gaan die mens uitroei. Hy is kwaad. Daar's niks moois op die aarde nie. En daar vind jy die eerste woord genade. Dink daaroor. Sonder iets moois sal jy nie gerade raak lees nie. En so wat is mooi? Wat is mooi in Genesis 6? Toe die Here sien, onthou hy wil sien wat mooi is, anders hy's 'n genadige God, hy soek wat mooi is. As hy nie sien wat mooi is nie, dan is daar nie 'n reaksie nie. Hy sien die boosheid van die mense op die aarde groot was en al die versinsels wat hulle in hulle hart bedink, altyd deur net sleg was. Hy het die Here het berou dat hy die mens op aarde gemaak het en daar was smart in die Here se hart. Dis wat gebeur as daar niks mooi is nie. Jy wat dink jy kan net aanhou leef soos jy leef en doen wat jy doen en ag die Here sal genadig wees, al is ek nie mooi vir hom nie, ag die Here is genadig. Jy verstaan nie wat genade is. Die Here wil sien wat mooi is. Maar Noag, ja, die Here het iets gesien wat mooi is. Maar Noag, dink aan die Job storie, ek is deur die hele aarde en ek het Job gesien. Maar Noag het genade gevind in die oë van die Here en nou gaan genade inskop. Noag was 'n regverdige, opregte man onder sy tydsgenote. Noag het met God gewandel. God het iets moois gesien en hy bou 'n ark. Daar sou nie 'n ark gewees het as daar niks moois was nie. Verstaan jy hoe belangrik is Jesus? Verstaan jy hoe belangrik is Jesus? En die Here kyk na jou en wat hy sien is nie noodwendig mooi nie. En dan sien hy Jesus. Onverdiende guns? Nee, dit het baie gekos. Die guns van God, die genade van God is verdien op die kruis. God sien iets moois deur sy enigste seun. En Jesus verdien die genade en die lof en die waardering van die Here. Dis net hy gee dit vir jou, wat dit nie verdien nie. Dis so mooi. Dis so mooi. So,
Ag, jy sien dit weer in Jakob, dis 'n lang storie, ek is oor my tyd, lank oor my tyd, maar jy sien dit in Jakob, en is weer eens, dis nie onverdiende goedheid nie. Jakob is 'n bedrieër, hy jok vir sy pa, hy jok vir sy broer, hy jok vir sy oom, hy jok vir almal, hy's net 'n bedrieër oral. Nou kom hy terug, want hy wil doodgaan in die land wat hy weggehardloop het van by sy broer. En om terug te kom, vat hy al sy beeste, al sy besittings, alles wat hy het, en hy stoot dit na Esau toe, en hy sê, hier, ek is jammer, ek wil net nie jy moet glimlag, alles wat ek het, gee ek vir jou. Dis nie onverdiende goedheid nie. Jakob wil die genade verdien. En hy bring al sy werke en al sy ophou vloek en ophou dit doen en ophou dat doen. Hy bring alles wat hy kan, die 10 gebooie. En hy probeer so hard om genade los te koop. En hy bring alles na sy broer Esau toe. En is so mooi. Maar Esau sê, Jakob sê, wat is al hierdie goed, vra Esau? Jakob sê, ek wil guns vind in jou oë. Ek wil genade kry. En Esau sê, ek het klaar baie, my broer, dis genade. Wat joune is, laat dit joune bly. En toe sê Jakob, hoor mooi oor die 10 gebooie en die werke wat jy doen vir die Here. Hoor hoe probeer die Bybel dit vir ons inkleer. Toe sê Jakob, ag nee, as ek nou guns wel in die oë gekry het, sonder dat ek enigiets gedoen het om dit te verdien. As jy my goedgesind is as gevolg van wat Jesus gedoen het, as ek nie vir jou hierdie goed kan gee nie, as ek nou guns by jou gekry het, neem dan die geskenk uit my hand. Hoekom? Hoekom gee ons vir die Here ons tyd en geld en besittings en moeite? As jy dit nie hoef te doen nie, as genade onverdiende goedheid is, hoekom wil jy gee? Want Jakob sê, want juis daarom, as gevolg van al my besittings wat ek hier voor jou gegee het, as gevolg van hierdie besittings, het ek die aangesig te sien gekry. Soos 'n mens die aangesig van God kan sien. En jy het baal in my gehad. Wat? Ja. Omdat jy probeer om mooier te praat met mense. Omdat jy probeer om vrygewig te wees en dit nie reg kry nie, maar jou poging is daar. Kyk God na jou soos 'n pappa en hy sê, ek hou van wat ek sien. Ek gaan naby aan hom kom. As gevolg van al die skape en beeste wat jy voor God hou, God sê, ek stel nie belang in jou geld nie. As ek honger was, sê ek jou nie gesê het nie, die beeste op 1000 heuwels behoort aan my, ek soek nie jou 10de nie. Ek het baie. Nee, Here, vat my tyd. Want het naby my gekom as gevolg van my moeite. My moeite is nie my redding nie, maar jy hou van wat mooi is. En hy hou aan en aan en aan totdat Esau sê, nou maar okay, ek sal iets moois met dit doen. En toe vat Esau baie van sy besittings. En God sal iets moois maak met wat jy dink mooi is. Maar moenie opgee en sê onverdiend nie, onverdiend, ek hoef dit nie te verdien nie. God soek wat mooi is. Jesus is mooi. Maar jy kan ook mooi wees. Gebruik wat jy het en laat dit mooi wees in die Here se oë. Want dit laat God naby kom, want God is 'n genadige God wat soek wat mooi is. En so Johannes 1 vers 16. Uit God se oorvloed, sy mooiheid, baie, het ons almal genade op genade ontvang. God het die wet deur Moses gegee, klap hande as iets goed is. Dis wat die wet sê. As iets mooi is, doen iets daaromtrent. Maar die genade en waarheid, die ware genade, so nie genade van ek klap hande as iets mooi is nie. Ware genade, die ware genade het deur Jesus Christus gekom. So genade is iets wat mooi is en jy reageer op wat mooi is. Weet jy wat Christelike genade is? Wanneer jy ervaar dat God vir jou lief is. En jy vat dit en jy gee dit vir iemand anders. Dis ware genade. Maar iets moois moet plaasvind, anders is daar nie genade nie. So wat doen jy wat mooi is? Wat doen jy wat mooi is, sodat die genade van die Here oor jou kan skyn, sodat jy vir mense kan gee wat oor jou skyn? Dit is nie 'n preek vir werke nie, maar dit is 'n preek vir aksie. Wat doen jy wat God aanneemlik vind? Hy's 'n genadevolle God. Hy wil iets mooi sien. Wat doen jy wat mooi is?
God is genadig want hy kyk na die wêreld en hy wil sien wat mooi is. Net God kan jou help om genade te sien soos hy dit sien, om te kyk na die wêreld soos hy na die wêreld kyk. Nie wat vir jou mooi is nie, wat vir hom mooi is. Jy dink een of ander persoon is lelik, God sien hulle as mooi. En as jy kan begin sien soos God sien en begin leef soos God wil hê jy moet leef, gaan jy leer kyk met die oë van Jesus, want Jesus is genade. Jesus is genade. En my gebed in my hart is dat julle hier sal uitgaan en sal stoei met hierdie woord. Sal stoei met die konsep om te probeer verstaan. Genade is mooi. En dit skep 'n reaksie. Hoe reageer die wêreld as jy naby hulle kom? Ervaar hulle iets moois in jou? Want God is mooi en dit skep 'n reaksie in ons. Hy is genadig. Kom ons bid saam. Vader, ons sê vir U dankie dat sonder geloof kan ons U nie tevrede stel nie. Dankie dat U deur die aarde kyk om die Noachs raak te sien. Dat U deur die aarde kyk om die Abrahams te identifiseer. Maar Here, ons wat voel asof daar niks moois is om te bied nie. Dankie dat ons kan lê en berus op die werk van die enigste Seun van God, Jesus Christus, wat mooi is in U oë. Dankie dat ons sy bloed, sy lewe, sy naam, sy woorde, sy dade op ons kan eien en in sy beeld en gelykenis kan probeer leef, sodat U die mooi van ons dag kan raak sien en genade en seën en voorspoed en lofwaardigheid op ons laat reën, op ons werke en ons gesinne en ons liggaam en ons gesondheid. Maar dit gebeur nie in 'n vakuum nie, dit gebeur nie outomaties nie, dit gebeur want U sien iets moois in ons. Here, mag U Jesus in hierdie gemeente raak sien, sodat U genade sal bewys aan hierdie gemeente. En dat die dorp iets moois sal sien in hierdie gemeente, omdat daar genade in die gemeente is. En help ons dan, Here, om deur dade van genade vir hierdie wêreld 'n rede te gee om hande te klap, sodat hulle U sal raak sien in ons, en dat daar lof in hulle lippe sal wees, dat genade sigbaar sal word, deur die mooi wat ons in hierdie wêreld inbring, en ons sê vir U dankie daarvoor. Kom en word verheerlik, kom en word geprys, ons eer U daarvoor, in Jesus naam, amen, en amen. Dankie julle, ek weet dit was 'n op en af boodskap, gaan stoei met die gedagte rondom dit, want dit is 'n groot een in die Nuwe Testament. Ek's baie lief vir julle en ons sien mekaar volgende week, gaan ons kyk na stadig om kwaad te word. Okay, God word kwaad. Kom ons kyk 'n bietjie daarna, dit gaan interessant wees. Sien julle volgende week. Tot